Amen. Ons maak vanmôre klaar met ons tema oor, is ek dalk, en ek praat met myself, is ek dalk 'n lui Christen? Ek kan hom so 'n bietjie sagter sit. Nou ons het so 'n bietjie gepraat verlede week oor, is ek 'n lui Christen? En vanmôre gaan ons aan en gaan ons bietjie praat oor tekens van 'n lui Christen. Openbaring 3 vers 19 sê dit so mooi, hy sê, wees ywerig, dien die Here met vuur en met passie. En dit is hoe die Here gedien wil word. Die Here wil gedien word met passie en met ywer. En die Here wil hê dat ek en jy moet vuur binne ons het. En wanneer ons praat oor 'n lui Christen, gaan dit nie oor die fisiese luiheid nie, maar dat ek en jy dalk net per ongeluk 'n geestelike luiheid oor ons kan ontstaan. Romeine 12 vers 1 sê, wees nie traag nie, wees nie traag nie, wees vurig en dien die Here. Nou verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor die gevolge van 'n lui Christen. Wat is die gevolg daarvan as ek dalk 'n lui Christen kan wees? En ons het gesê in die eerste plek dat luiheid bring geestelike onvolwassenheid. Geestelike onvolwassenheid. Verder het ons gesê dat luiheid lei tot geestelike armoede. Ek word arm omdat ek nie geestelik volwasse is nie. Ons het gesê dat luiheid steel jou seëninge. Luiheid in die vierde plek steel jou goddelike roeping, dit steel jou getuienis en verseker luiheid tot sondes. Wie kan bietjie van die goed onthou verlede week. Nou vanmôre gaan ons so 'n bietjie verder en as jy nie hier was nie, kry asseblief die CD sodat jy die opname sodat jy kan weet waaroor ons praat. Maar Jesus kom in Johannes 2 vanaf vers 17 dan sê hy dat die ywer vir God se huis het my verteer. Met ander woorde, om vir die Here iets te doen, om vir die Here te lewe, het my verteer, dit het my hele lewe oorgeneem en in passie wil ek die Here aanbid. Ywer beteken passievol, vol van entoesiasme, vol van dit wat ek nodig het om die Here te aanbid. Nou vanmôre gaan ons klaarmaak en ons praat oor die tweede deel van die tekens. En as jy dalk een van hierdie tekens gaan herken, moet jy weet dat net soos moet ek en jy daaraan werk sodat ons nie dalk kan uitsak nie. Maar lees eers saam met my die heel laaste hoofstuk van Korintiërs 2, Korintiërs hoofstuk 13 vanaf vers 5. Hy sê, ondersoek jouself of julle nie in die geloof is. Stel julleself op die proef. Of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Hy skryf so mooi, hy sê, ondersoek jouself. Dit praat van 'n proses waardeur ek en jy moet gaan om onsself op die proef te stel en onsself te kom ondersoek. Vers 6 sê, maar ek hoop dat julle sal sien dat ons nie verwerplik is nie. Ander woorde, as jy jouself toets, as jy jouself beproef, kom jy op 'n plek wat jy sien dat jy nie verwerplik is nie. Hy sê vers 7, hy sê ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie. Nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is en ons as verwerplikes kan wees. Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel teen die waarheid. Want ons is bly as ons swak is en julle sterk is. En hierom bid ons ook vir julle, hoor mooi, naamlik om julle volmaking. Ou Paulus is baie ernstig hier. Hy skryf dat ek en jy op 'n plek in ons lewe moet kom gereeld, waar ons onsself bietjie moet beproef, 'n bietjie moet betoets, bietjie na ons lewe toe moet kyk, sodat ons kan sien is daar nie dalk iets wat nie van die Here is nie, sodat ons nie verwerplik kan wees nie. En vanmôre gaan ons toets skryf. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie eksamen skryf, Marika, jy kan vanmôre so 'n bietjie 'n voorsmaakie kry van wat jy Dinsdag gaan ervaar. Want hierdie is seker een van die belangrikste eksamens wat jy hierdie jaar gaan skryf, om te kyk of jy nie dalk, hoor mooi, nie dalk 'n lui Christen geword het nie. Sodat ek en jy nie verwerplik kan wees nie. Spurgeon, ek is nogal baie mal oor sy goed, as jy sy goed in die hande kan kry, lees dit gerus. Hy sê, work is always healthier than laziness.
It is always better to wear out your shoes than to wear out your sheets. Sjoe. Om ywerig te wees, om die Here te dien, is harde werk. Hallo? Dis harde werk. Dit gaan kos dat jy so bietjie jou skoene gaan moet deurloop, in plaas van om die laken so bietjie deur te skuur. C.S. Lewis het die volgende gesê, dis in Engels, so verdra my. I didn't go to religion to make me happy. I always knew that a bottle of port could do the same. If you want a religion to make you really comfortable, I certainly do not recommend it Christianity. Christianity is hard work, and it includes commitment, devotion. It's more work than you will ever know before. Om 'n Christen te wees is harde werk. Dit kos deursettingsvermoë. Dit vra van jou om jouself so bietjie te beproef en jou so bietjie te toets. As jy gekom het om 'n Christen te wees, om 'n lekker lewe te kry, gaan dit nie vir jou werk nie. Om 'n Christen te wees, moet jy nogal ywerig wees. Jy moet vurig wees. Jy kan nie dalk so bietjie lui wees nie. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor, en ek moet nou nie skrik nie, daar's 10 van hulle, maar dit gaan 10 minute vat. Junior het gesê, die hoender is nou net in die pot, so wil maar ek het wat 'n uur. Ek wil bietjie met jou praat oor die 10 tekens, waarna jy vanmôre moet kyk. Of jy jou dalk nie identifiseer nie, ek het 9 van daai 10, is ek skuldig aan. En as jy aan een van hierdie 10 jouself kan identifiseer, moet jy daaraan werk, sodat jy ywerig die Here kan bly dien. Nommer 1, 'n lui Christen. Nee, gaan verder. Volgende skyfie. Daar is hy, het geen dissipline. Net soos wat ek en jy fisiese dissipline nodig het om gesond te bly. Vars water, kos, ons het oefening nodig, genoeg rus, anders te word jou fisiese liggaam siek. Het jy ook geestelike dissiplines nodig om jou gesond te hou? En hoor gou, 'n lui mens wil nie oefen nie. Hallo? Ek drink eerder Coke voordat ek 'n glasie water met 'n komkommertjie indrink, want dis baie werk. Ek maak net die bottel oop en ek gooi hom in. Ek sit eerder vir die TV en ek kyk Animal Planet, is hy nog op, ek glo nie, voordat ek 'n kilometer gaan draf. Ek is lui. En net so besef ek dat ek en jy geestelike dissiplines moet hê, anders te gaan ons agteruit gaan. En weet jy wat? Christene is lui. Ek gaan so 3-4 noem, dit gaan vinnig wees. Die eerste dissipline waarmee ons gewoonlik sukkel is gebed. En jy sê, pastoor, jy is dit holriggery. Ek gaan dit nog baie sê, want ek sien dit nie. Ek sê so 2 weke terug, ek beplan nog voor die einde van die jaar, gaan ons 'n deernag hê. Ons gaan 'n Vrydag aand na werk kom, en ons gaan die Saterdagoggend ophou, en ons gaan in die kerk deurbid, en iemand sê, niemand gaan kom nie. Ek en jy moet leer bid. Matteus 26 vers 40 sê 'n verskriklike ding. Hy sê, kon julle dan nie net vir 1 uur saam met my bid nie? En toe ek dit weer lees, toe sê ek, Here, vergewe my, want ek is net soos die disippels, besig om by die boom aan die slaap te raak, terwyl dit donker word en die onheil besig is om te roer. Jy gaan moet op 'n stadium fisies die geestelike dissiplines in jou lewe toepas, en die eerste een is gebed. Die tweede een is Bybelstudie. Pastoor, jy het dit holrig gery. Christene is gespoonvoed. Ek kry hierdie prentjie in my kop van 'n klein duifie wat so sit, en dan maak hy sy mondjie oop, en die mamma moet dit kou, en sy moet dit halfpad verteer, en dan kom sit sy dit in die ou babatjie se mondjie, en dan word sy kroppietjie vol, maar self wil daardie babatjie niks doen nie. Ons is gespoonvoed, ons bly die evangelie kry, ons bly die woord kry, maar ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer laas het jy die Bybel gevat, en bietjie tyd spandeer met die Skepper, met die een wat dit geskryf het, nie omdat jy Bybelse kennis wil opmaak nie, maar omdat jy 'n verhouding met Jesus Christus wil hê. Ons gaan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Nommer 3, vas. Markus 9:29 sê, dat hierdie geslag
Hy praat van bindings en van demone en van duiwel, gaan net uit deur vas en gebed. Dis 'n dubbele tou wat jou lewe net beter maak. Weet jy hoekom het ons nie oorwinning oor die duiwel nie? Weet jy hoekom het ons nie oorwinning oor al hierdie dinge wat ons vashou nie? Want die Christene wil nie meer vas. Ek het dit Woensdag gesê, Ilse trek Maandag weg met 'n vas en ek vas saam en Maandag aan toe sê ek, gee my net 'n bietjie brood. Ons vas nie meer nie. Maar wanneer jy vas, jy bid en jy besig om Bybelstudie te doen, dan kry jy 'n 3-dubbele tou wat nie maklik sal breek nie. Dis harde werk om 'n Christen te wees, hoor. Nog 'n dissipline is gee. 2 Korintiërs 9:7 sê, laat elkeen gee soos wat hy in hom sy hart voorgenem het. Ek praat nie van geld nie. Ek praat van jou gawes, jou talente, van jou tyd om iets op te offer vir die werk van die Here. O, pastoor, jy kan alles kry, maar net nie my tyd nie. O nee, my tyd is kosbaar. Ek werk hard. Ek kan nie my tyd gee nie. Weet jy hoekom is die kerk in Suid-Afrika en die wêreld leeg? Want Christene het lui geword om hulle tyd te gee. Nommer 2. Herken jy jouself? Ek het my alself 3 keer herken. Die tweede teken, 'n lui Christen het geen uitdagings nie. Geen uitdagings nie. Dit klink vir my nogal na 'n lekker lewe. Ek hou nie van uitdagings nie. Man, as ek in die oggend uit die bed uit klim en my slipper lê verkeerd, is dit 'n uitdaging. En as ek in die badkamer kom en iemand het dalk net gisteraan die tandepasta se proppie neergesit nie, dan is ek gered al. Want alles moet net. Hoor gou van my, Christendom het uitdagings. En as jy vanmôre sê, "Sjoe pastoor, ek is daarom nou vir jou 'n lekker plek." Klim uit jou comfort zone want jy's besig om lui te word. Klim uit jou boot en loop op die water. Want 'n lui Christen sit in die boot. 'n Lui Christen, alles moet tog net perfek gaan. O, pastoor, daar moet nie uitdagings in my lewe wees nie. Maar ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, dat as jou lewe seepglad verloop, is jy 'n lui Christen. Jy sien, ons lees die Bybel, en dan sien ons van heilig wees en volmaak wees, en ons moet die wang draai, en ons moet al hierdie goed doen. O, pastoor, dis net te veel moeite. Dit daag my nie uit nie. En as jy die Bybel oopmaak en die Bybel lees, en iets in die woord daag jou nie uit om beter te wees nie, is jy 'n lui Christen. Jy moet elke dag strewe om 'n uitdaging te hê, om beter te wees. En hoor gou mooi, dis hoekom ons sondes maklik akkommodeer. Ons wil nie uitdagings hê nie. Ons wil nie uitdagings sê nie. Dit moet net smooth sailing wees so deur die lewe. Wie erken dit? Ek erken dit. C.S. Lewis het gesê, Christendom is harde werk. Dis iets wat jy elke dag moet doen. Dit is nie 'n pad vol net gemak nie. Ek het so 'n paar weke terug het ek met jou gepraat, een oggendboodskapie, dat die pad na die hemel is smal en dit is oor hobbeltjies en afdraande. Dis nie net 'n breë pad en oh, we are going to heaven, what a happy day that will be. Nommer 3. 'n Lui Christen het geen getuienis nie. Sjoe. Jy het niks om te oor te getuig nie, want dan gaan niks in jou lewe aan. Sjoe, pastoor, ek het vrede gemaak met my situasie. Ek het vrede gemaak. Niks gaan verander nie. Ek bid al jare hiervoor, pastoor. Niks gaan verander nie. Dan is dit maar so. Maar weet jy, 'n wakker Christen, as hy sy oë opmaak, dan sê hy, Here, ek het gister gebid oor hierdie probleem, en ek bid vandag weer. Al bid jy vir 10 jaar vir 'n ander werk, maar op 'n stadium, dan kom die Here deur, en dan kom staan jy hier voor en sê, ek wil net gou-gou getuig, die Here is groot, die Here is goed, kom aan kerk. As jy niks het om oor dankbaar te wees nie, dan beteken dit jy's 'n lui Christen, jy aanvaar jou situasie, net soos wat dit is, jy het niks om oor te getuig. Maar as jy 'n wakker Christen is, dan sê Openbaring 12 vers 1, dat ek en jy sal oorwin deur die woord van hulle getuienis. Ek kan nie wag om Sondag by die kerk te kom, om net te kom getuig van die grootheid en die lof van die Here nie. O, pastoor, ek het vir jare gebid vir hierdie probleem, ek het gewerk, ek het geywer vir dit, en in 'n oogwink het die Here my situasie verander, en God bring deurbraak. 'n Lui Christen het niks om oor te getuig.
Niks. Pastoor is reg, ek bid lankal hiervoor. Niks gaan verander nie. Kom aan, wees ywerig, sê die woord, wees vurig, dien die Here met blydskap, en hoe meer jy ywer in jou geloof insit, hoe meer maak die Here vir jou deure oop. Teken nommer 4. 'n Lei Christen het geen toewyding nie. Geen toewyding nie. Man, as dit goed gaan, is ek in die kerk. Maar as die vyeboom nie bot nie, dan sit ek by die huis. Dan is ek kwaad vir die pastoor en vir die kerk en vir die kerkraad. Ek is sommer kwaad vir almal en ek gaan nie kerk toe nie, want die Here het my teleurgestel. En presies die teenoorgestel. Man, as dit met jou moeilik gaan, dan sit ons in die voorste stoel. En die pastoor is heel eerste op jou daai lysietjie. En as dit met jou begin goed gaan, kom aan kerk, daar's geen standvastigheid nie, daar's geen toewyding nie. Jeremia 2:32 sê, tog het my volk my vergeet, daar sonder tal. Wanneer dit goed gaan, het ons die Here nie nodig. 'n Lei Christen, weet jy wat? Ek het verlede week toe ek uit het, sit ek my foon af, want ek is toe bang jy gaan kwaad wees. En 'n tannie WhatsApp my en sê, "Sjoe pastoor, ek is 'n Lei Christen, dankie dat jy my wakker maak." Nie waaroor gaan hierdie woord, nie om jou te oordeel nie, om ons wakker te maak, sodat ons die Here met ywer kan dien. Jy sien, ons het 'n krisisverhouding met die Here. As ons 'n krisis het, amen, ons is 'n spaarwiel, daardie noodwielietjie, wat jy uithaal wanneer jy in die moeilikheid is, en dan kom sit jy hom aan, net sodat jy by die volgende oase kan kom. En wat maak ons met daardie noodwielietjie? Ons gooi hom agter in die kattebak. Nee, ons moet die Here dien, of het met ons goed gaan, en of ons met ons swak gaan. Johannes 15 vers 4 sê, bly in my, dan bly ek in julle. Dit praat van 'n dubbele ding. Dis 'n bietjie van my en 'n bietjie van hom. Hoor gou mooi. Lei Christens het geen toewyding nie. Nommer 4. Dit gaan vinnig. Nommer 5, ekskuus. Ek blaai net te vinnig. 'n Lei Christen het geen sonde bewustheid nie. Geen sonde bewustheid nie. Wat bedoel ek? Ons verdra sonde sodat dit net nie vir ons moet moeite wees nie. Jy raak gemaklik met sonde. As jy sien iemand doen sonde, dan sê, kyk eerder 'n ander pad. Ek het dit nie gesien nie, pastoor. Jy lag oor iemand wat iets verkeerd doen. Of jy sal sê, "Sjoe, het jy dit gesien?" Of jy sal sê, "Man, ons was nie hulle skoene nie. Ons weet nie waar deur gaan hulle nie." Of, "Ag, vergewe hulle. Hulle is dalk nie so geestelik volwasse nie." Nee. 'n Lei Christen sê dit. Maar 'n Christen wat vol van die Here is, sal sê, "Pieter, weet jy wat? Oom Johan, weet jy wat? Ek is bitter lief vir jou. Maar wat jy nou doen is nie reg nie." En dan kom ons Christene en dan sê ons, "Sjoe, jy het daarom baie om te sê oor my lewe, nê? Kyk hoeveel vingers wys terug." Of ons sê, dis maklik om te oordeel. Jy het niks met my lewe uit te waai nie. Die kerk kan daarom vir jou skinder. Dis die kerk se plig om sondebewustheid met mense te gaan bring. En wanneer ek iets sien wat verkeerd is dit my autoriteit in Christus Jesus, nie myne nie, ons in die kerk van Jesus, om vir ons boetie te sê, ek het jou lief met my hele hart, met alles wat binne in my is, en waarmee jy besig is nie van God nie, dit is nie in God se woord nie, dit is teen die wil van die Here. Red jouself van die hel. Ek is nie besig om te oordeel of te veroordeel nie, ek is besig om my boetie te red, want ek sien waarna toe jy op pad is. Pastoor, ek kan nie vir dit kyk nie, ek het eerder hom gedelete op WhatsApp, plaas daarvan, dat jy hom aanspreek en sê, in Jesus naam, kom tot bekering. Maar die Christen is lei. Pastoor, as ek dit nie sien nie, dan weet ek dit nie. Die deler is net so goed soos die steler. En as jy sonde rondom jou toelaat, is jy maar net so skuldig. Sien, Christen het lei geword.
Ons is nie meer bekommerd oor ons buurman nie. Ons is nie meer bekommerd oor ons kinders nie. Ons is nie meer bekommerd oor iemand wat saam met jou in die gemeente is nie. As jy sien hy's nie in die kerk nie, dan moet jy hom WhatsApp en sê, ek mis jou. Waar is jy? Waarmee is jy besig? Kom terug na die huis van die Here toe. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê ons het nie sonde nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En ek en jy het goddelike autoriteit gekry om mense aan te spreek en te sê, wat jy doen is nie reg. Ons oordeel nie, ons is nie besig om te skinder nie, ons is nie besig om ons neus aan ander mense se sake te steek nie. Ek glo met my hele hart, dat daardie persoon is nou dalk vir jou ongelukkig, maar wanneer hy sy lewe reg kry en na hemel toe gaan, dan gaan hy sê, dankie vir iemand wat sonde bewus was en my lewe reg gekry het. Sy bloed is op jou hande. Sy bloed is op jou hande, omdat jy dit gesien het en niks gedoen het. En daar's natuurlik maniere, ek kan nie vanmôre daaroor praat nie. Jy doen dit in liefde, jy doen dit met die gesindheid van Jesus, jy doen dit met die regte hart, maar kom by mense uit en sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde, ruk jou lewe reg, dat ons saam kan hemel toe gaan. Nommer 6. Hierdie is nogal mooi. Lei Christen het geen ore nie. My ma toe ons klein was, ek onthou dit altyd, sy gesê, Chris, praat bietjie met hierdie kind, want hy het geen ore nie. Wie kan dit onthou? Ons het geen ore nie. Markus 8 vers 18 sê, en hulle het ore en hulle hoor nie. Dan het my ma was kwaai, dan sê jy oor so getrek en gesê, is hierdie blompotte. Of so 'n raps op die bout gegee en gesê, ek sal jou van agteraf sal jou ore oopkom. My kinders soet, hulle het nooit pak gekry nie. Johannes 10:27 sê, my skape ken my stem. Om die Here se stem te ken, is harde werk. Dit kos toewyding. Dit kos aanbidding. Dit kos Bybel lees. Dit kos Bybelstudie, dit kos gebed. Dit kos 'n verhouding met hom om sy stem te hoor. Dit gebeur nie so nie. Baie kere, dan wil ek iets doen en sê ek hoor net nie die stem van die Here nie. Dis die meeste besig. Raak net so 'n bietjie rustig. Connect net weer so 'n bietjie. So baie keer daar by die huis, dan sal Ilse sê die wifi werk nie, bel hulle tog en sê ek, sit hom net af, sit hom weer aan. Wie weet waarvan ek praat? Toep, en dan werk hy. Christene, kerk van Jesus, ons moet ons bietjie reset. Ons moet weer bietjie aan en af sit, sodat dit wat belangrik is eers te kom. Maar ons is lui. Ek praat vanmôre van myself. O Here, ek is skuldig. Here, ek wil iets doen. Wat moet ek doen? En dan vat ek die Bybel en dan het ek so 'n manier wat ek hom so, jy sal dit herken. Nee. Wie weet waarvan ek praat? Of jy sit die radio aan en dan is daar 'n advertensietjie wat, man, hy maak so wye draai, sê, ek het my antwoord gekry. Want ons is lui om tyd te spandeer. Ons lewe val uit mekaar uit, maar ons wil nie tyd spandeer. Hoekom nie? Daar's 'n eenvoudige rede, want ons het lui geword. Alles is maklik. Ek sit my 2-minute noodles in die microwave en ek druk die knoppie en dan wag ek vir hom. Of ek wil iets Google en dan druk ek dit in en dan, man, as daai Google nie vinnig genoeg is nie, dan skit ek die foon. Want alles moet vinnig gebeur. Daar's sekere dinge wat maar tyd vat. Maar ons is lui. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Ons is lui. Teken nommer 7. Sien, dit gaan vinnig. Ek kon meer gedoen het, Moira. 16. Teken nommer 7. 'n lui Christen het geen geloof nie. En ek praat nou nie geloof in Jesus nie. Dat Jesus daar is en dat hy die seun van God is en ek praat nie van dit nie. Ek praat van geloof wat berge skuif nie. En kan ek jou gou-gou vra, glo jy nog dat Jesus wonders doen? Glo jy nog dat hy red? Glo jy nog dat hy genees? Glo jy nog dat hy jou uit die moeilikheid kan uithaal en deure vir jou kan oopmaak? Dis baie harde werk om te glo. Kom aan. Baie harde werk. Dis makliker om te sê, niks gaan gebeur nie. Want dan word ek mos nie teleurgestel nie.
Ek verwag die minste, dan weet ek is veilig. Ek wil nie glo dat iets gaan gebeur nie, want dit beteken dat ek op my knieë moet bly en moet vra en moet bid. Ou Paulus sê, oor hierdie probleem het ek sommer 3 keer al gebid. Dit gaan nie oor die 3 keer nie. Dit gaan oor om te glo, om te glo, om te glo, om te glo totdat God die deurbraak deurbring. Dink jy die man van die bad van Bethesda het net 2 dae daar gelê? Die Bybel praat van oor die 30 jaar. Lê hy, maar hy glo en hy glo. En weet jy wat? As jy glo, dan word die berge geskuif. Maar as ons lei om te glo, kom aan, wees eerlik. C.S. Lewis het gesê, luiheid versmoor my hoop. As ek lui is, dan het ek geen hoop nie. Geen hoop nie. En hy het verder gesê, hy sê, wanneer ek 'n hart het wat lui is, word my geloof moeg. My geloof word moeg. Want ek wil nie wag nie. Ek wil nie daai krag en die deursettingsvermoë kry om net te sit en te wag dat die Here gaan opdaag nie. Dis makliker om net te sê, ek glo nie iets gaan gebeur nie. Ek glo nie die Here gaan deurkom nie. Ek glo nie die Here gaan voorsien nie. Miskien vir die buis, maar nie vir my nie. Dis minder werk. Kom aan kerk. Dink mooi daaroor. Dis minder werk. En dit bring my die laaste 3 wat nogal so 'n bietjie ernstig is. As ek lui is, het ek geen oorwinning nie. Geen oorwinning nie. Wanneer jy 'n oorlog beplan, dan kos dit dissipline, dit kos dat jy geoefen is, dit kort strategie, dit kort wapens en beplanning, dit kort 'n klomp goed, en wanneer jy al hierdie goed het, dan oorwin jy die oorlog. Maar die kinders van die Here soek oorwinnings, ons soek deurbraak, ons soek verlossing, maar ons wil geen werk vir dit doen nie. Ek is mos bloed gewas. Maar oorwinning kos 'n prys. Om te oorwin beteken dat jy tog iets moet aan die skouer aan die wiel moet sit, sodat jy die oorwinning kan kry. En nou hoor ek dit baie, dat iemand sê, pastoor, ek verstaan dit nie, maar niks werk vir my uit nie. Kom aan, wie ken sulke mense? Niks werk vir my uit nie. Man, as ek my kry, dan is ek in die moeilikheid. Niks wil net vir my glad loop nie. Ek het geen oorwinning, niks werk vir my uit nie. Weet jy hoekom nie? Want jy's lui. Want wanneer jy die oorwinning sien, dan stop jy om te bid. En jy stop om te vra. In plaas daarvan, dat tot jy die oorwinning kry, hou ek nie op nie. 1 Korintiërs 15:17 sê, jy ken dit. Maar God sy dank, wat my die oorwinning gee. Sjoe, en nou sê ons vir onsself, die Here gee dit. O ja, die Here gee dit, hy het dit in Golgotha gegee. Maar dit kos ongelukkig bietjie werk. Dit kos om deur te bid, dit kort deursettingsvermoë. Die oorwinning gaan nie net kom nie. Jy moet dit bid, jy moet dit vra, jy moet smeek, en ons wil dit nie doen nie. Daarom kry ons nie oorwinning nie. Ek het iets hier geskryf. 'n Lui Christen se bad is altyd groot. As ek vir hom sê, ons gaan hierdie preekstoel net 'n bietjie skuif, dan gaan ons beter wie sê, maar. En dan gaan ek sê, nee, maar ons gaan nie die preekstoel op die mat sit, maar. Vir elke oplossing het jy 'n bad. Vir elke oplossing het jy 'n maar. Pastoor, ek het hierdie groot krisis. Maar weet jy wat? Dis nie so groot nie. Ons gaan net hierdie in jou lewe skyn. Maar pastoor, as jy dit gaan doen, het ek weer ander probleme. En dan hanteer jy hierdie probleem. Pastoor, jy verstaan nie. As ons dit so gaan doen, dan het ek weer 'n ander probleem. Kom uit jou probleem area uit en sien die Here. Moenie dat jou maars altyd groter is as jou God nie. Moenie dat jou bad always bigger than your God. Maar wanneer jy 'n lui Christen is, dan sit jy op die kantlyn en vir elke oplossing wat ek vir jou gee, het ek 'n rede hoekom dit nie sal werk nie. Hoekom nie? Want ek wil nie iets doen nie. Ek wil nie moeite doen nie. Dit moet tog gegee word. Dit werk nie so nie. Wie weet dit werk nie so nie. Oorwinning kom nie net. Daar's 'n verskriklike mooi vers in die Bybel. Die Here gee aan sy bemindes wat hulle nodig het in hulle slaap. Sjoe. Ons moet die konteks gaan lees.
Daai slaap beteken nie dat jy net niks doen nie en die Here voorsien nie. Daai slaap beteken dat ek rustig is en vrede het, want die Here gaan voorsien. Maar ek is nie besig om te slaap en die Here moet al die werk doen nie. Nee, ek is rustig. Terwyl ek hierdie dinge doen, terwyl ek arbeid het, terwyl ek al die goed moet hanteer, arbeid ek vir die Meester. Weet jy wat? Jou oorwinning gaan kom. Maar nie, ons maars is groter as ons God. Ons maars is groter as ons oplossing. Nommer 9. Ek weet ek gaan vinnig, maar ek dink jy kry die idee, né? Nommer 9. 'n Lei Christen het geen lyding nie. Nou as jy Afrikaans gehad het, sal jy nou sien daai is 'n lyding met 'n EI. Dis nie 'n lang ei nie. Lang ei beteken dat dit met my swaar gaan. Ek het lyding. Hierdie lyding is 'n hele ander woordjie. Sjoe, pastoor, ek wou so graag iets gedoen het, maar ek het nog nie die lyding gekry nie. Pastoor, ek wou so graag Sondag opstaan en iets getuig, maar ek het nog nie die lyding gekry nie. Pastoor, ek wou so graag vir daardie boetie en sussie iets gegee het. Ek weet hulle gaan swaar, ek weet hulle gaan deur moeilike tye. Maar die Heilige Gees het my nog nie gelei nie. Hoor gou. Die Heilige Gees lei net die wat gelei wil word. Jy kan niemand lei wat nie wil volg nie. Sê Jesus nie daar in die Bybel, hy sê, gaan dan heen en maak disipels. Nie sit op die bank en wag tot die gevoel oor jou kom nie, maar dit is een van die verskonings van ons Christene. Ek gebruik dit baie. Sê Elsa, ons moet iets doen, dan sê ek gaan eers bid tot ek die lyding kry. Ek weet nie hoe moet lyding voel nie. Moet dit hoendervleis op jou arms wees? Hoe lyk lyding? Die Here sê, gaan en doen dit. Ek verstaan dat jy baie keer sensitief moet wees vir die stem van die Heilige Gees, sodat jy nie 'n fout maak en op verkeerde tye met mense iets te doen het. Hoor mooi, maar jy kan nie sit en wag terwyl jy sien daar's 'n behoefte en dit nie aanspreek nie. Die Bybel sê, as dit binne jou vermoë is, doen dit vandag. Maar pastoor, ek wag net nog vir 'n bietjie lyding. Ons kort op die oomblik, en ek dink jy het dit vanmôre gesien, ons kort regtig bietjie musikante, mense wat ons musikante wat moeg is en wat hard werk, net so bietjie kan kom aflos, en dan hoor ek van iemand wat iets kan speel, dan sê hulle, pastoor, maar ek wag nog net so bietjie vir lyding. En dan sit ons vanmôre waar ons sit. Sjoe, jy's besig met sonde, boetie. Pastoor, ek wag net vir lyding dan. 'n Lei Christen wag altyd. Ons wag altyd, vir beter tye of vir môre. Ek hou van daai. Wanneer gaan jy regkom môre, pastoor? Môre. Ek soek net tog so 'n bietjie inspirasie. Die Heilige Gees is genoeg inspirasie om my vir môre te lei, om vandag iets te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Maak dit sin? Ek dink is 'n oulike preek. Moira, ek wil asseblief 'n koppie hê van. Nommer 10. 'n Lei Christen het geen verwagting. Niks. 'n Swanger vrou moet verwag om iets te kan kry. Waarvan praat ek vanmôre? Sjoe. 'n Christen het geen begeerte. Sjoe, dit is 'n verskriklike woord. Geen begeerte, hy het geen verlange, hy het geen verhoop en hy het geen verwagting nie. Niks verwag nie. En dan kom dit so 'n bietjie dieper. Ons het geen begeerte en geen verlanging en geen hoop dat Jesus weer eendag gaan terugkom nie. Ons leef asof Jesus nooit gaan terugkom nie, want wanneer ons glo hy gaan terugkom, dan is dit ongelukkig harde werk. Ons het geen verwagting nie. Geen verwagting nie. Ons het geen verwagting nie, want dan moet ek reg lewe. Sjoe. Ek het geen verwagting nie, want dan gaan ek moet volhard. Ek het geen verwagting nie, want dan sal ek moet vas staan en ek sal moet waak en ek sal moet bid. Dis beter om geen verwagting te hê nie, want dan kan ek net aangaan soos wat ek wil aangaan. Iemand het eendag gesê, beplan so asof Jesus nooit kom nie, maar wees so gereed asof hy nou gaan kom. Maar wanneer ek nie 'n verwagting het nie, dan sit ek Sondag op ander plekke. En wanneer ek moet bid, doen ek ander dinge. En wanneer ek moet Bybelstudie doen, dan kyk ek eerder 'n YouTube videoetjie. Want daar's nie 'n verwagting nie, daar's niks wat my dreig, niks wat my aanmoedig om beter te wees nie.
Christene moet 'n verwagting hê. 'n Verwagting dat dit sal beter gaan. 'n Verwagting dat Jesus gaan kom. 'n Verwagting dat jou oplossing en jou oorwinning en jou voorsiening gaan kom. As jy vanmôre hier sit en sê, "Sjoe, pastoor, die lewe het my al 'n paar warm klappe gegee. Ek verwag niks." Is jy pure net lui. Nie fisies nie. Ek praat van om 'n lui Christen te wees. Sjoe. Dis 'n mondvol. Kan ek gou sien uit 10 uit, waar staan jy? Ek staan so 9,5. Ek is 'n lui Christen. As Ilse my nie so 'n bietjie spoon food daar by die huis met Bybel en versietjies en vir my goed stuur nie, sjoe, dan is ek het altyd die verskoning. Ek lees baie Bybel want ek berei preke voor. Maar wanneer laas? 10 van hulle. Hoe lyk jou dissiplines? Hoe lyk jou uitdagings? Hoe lyk jou getuienis? Hoe lyk jou toewyding? Hoe lyk jou sondebewustheid? Hoe lyk jou ore? Hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou oorwinning? Hoe lyk jou lyding? Hoe lyk jou verwagting? Ek gaan nou amen sê, want ons het huiswerk. Ons het huiswerk. En miskien net, moet jy net vir my vra, stuur vir my hierdie preek, want ek moet hom weer luister. Is dit 'n goeie preek? Ek dink dit is 'n excellent preek. Omdat ek het preek, nee, daar's mense wat dit baie beter kan doen. Ek het regtig oor die 20 gehad, en ek het hulle begin skommel, en gesê, Here, praat met my. Wat werk hier? Wat het ons hier nodig? En die Here gee my hierdie goed. Ek wil amper vir jou sê, handpicked. Want dis die probleem waarmee die kerk van Jesus in 2025 is. Kom ons sluit ons oop. Here, dankie vir 'n waarskuwing. Here, dankie vir 'n wakker skrik. Here, dankie vir 'n preek wat sê, "Sjoe, pas op dat jy nie dalk 'n lui Christen word nie." Here, ek herinner my dat jy het Openbaring gesê dat as ons lou is, met ander woorde nie, dit is wat Jesus van ons verwag nie, gaan U ons uit ons mond uitspoeg. Here, hierdie was 'n mond vol en 'n swaar reeks, en ek weet almal sit vanmôre, ek en Kleis, en ons herkou en ons dink en ons wonder, maar Here, laat dit net by een begin. Laat dit net by een punt begin, en stelselmatig gaan ons al hierdie goed uitsorteer, en dan gaan jy ook sê, goed so, goeie en getroue dienaar. Here, ek bid vanmôre vir ywer. Ek bid vanmôre vir vuur. Ek bid vanmôre van die werking van die Heilige Gees, wat ons sal oplig en ons sal staande laat hou, sodat ons nie lui Christene vir Jesus kan word. Amen en amen. En ek het gesien iets gehoor. Vader, maak dit. Ja. Mooi dat jy ons wil iets. Ons praat oor. Dis ja, ek wil net nou sê ek laas net toe aan die kerk uit is. Ek dink so met myself, net vandag moet ek dit sê. En as ek dit vandag moet sê, nie? Dit sê like. Daar staan. Ek het 2 uitdagings die jaar gehad. Ek het al 2 knieë in 1 jaar vervang. Nou, as jy hoor van se kom, ja, ek wil net vermy. Maar ja, ek is daar deur. En ek wil net vir julle sê, my geloof het my deurgedra. Maar die Here het my nog verder deurgedra. En ek wil ook sê, vir elkeen se gebed, weet julle, dit is wat jy ook deurdra. Bid vir mekaar, regtig. En ek dank die Here, dat ek vandag hier kan staan, en ek het geen pyn, geen infeksie, niks. So, ek is baie dankbaar teenoor die Here. Laas ek toe dink ek sê vir Sissie, nee jong, ek dink, ek is gelukkig, of die Here is net te goed vir my. Nee, die Here se genade was oor my. So ja, ek wil net vanmôre sê, dankie Here vir wat hy vir my gedoen het. Maar wat hy vir my gedoen het, kan hy vir elkeen van julle doen. Amen.